en baie welkom by ons boodskap weer vandag. Die tema, wat gebeur met ons wanneer ons sterf? Ek het hier ook gesê, slaap ons siel of gaan ons na die paradys toe? En ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor die tema, maar voordat ons kom by die skriflesing en as jy hou van die video, asseblief subscribe, like die video en stuur dit vir vriende wat dit moet hoor ook. Nou ek wil graag 'n bietjie stil staan vandag by hierdie tema, want dis iets wat ek al gevra is en ek dink baie mense het vra oor dit. Oor wat gebeur met ons liggame, ons gees, wat gebeur met dit na ons dood is? Nou ek wil begin deur te praat oor die werklikheid van die dood is 'n oorgang en dit is nie die einde nie. Nou ek het die notas gemaak vandag om nie van my punt af te gaan nie, want ek dink baie keer kan ons oorgaan na die wederkoms toe ensovoorts. En ek wil nie vandag oor dit praat nie. Ek wil spesifiek praat vandag, wat gebeur met ons wanneer ons sterf? Nou, dood is nie die einde van ons bestaan, het ek hier gesê, maar eerder 'n deur na die ewigheid. En die Bybel sê, dood is wanneer die liggaam en die gees van mekaar geskei word. Julle kan Jakobus 2 vers 26 gaan lees en dit sê, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So die liggaam en die gees skei as te ware van mekaar, die liggaam bly agter, maar die gees gaan na God toe. En ons gaan dit vandag uit die woord van God ook bewys, want daar is baie vrae oor dit. Gaan ons werklik, wanneer ons doodgaan, na Jesus toe, of gaan ons na die doderyk toe, of rus ons as te ware, slaap ons, is ons in 'n onbewuste toestand, totdat die wederkoms weer plaasvind. En ons gaan dan nou vandag stil staan by dit. Nou kom ons gaan eerstens na, wat sê Jesus vir ons oor die dood en die ewigheid? Dis belangrik, want onthou, Jesus is die kern. Hy is die seun van God en God self, en so ons moet hoor wat sê hy vir ons rondom die ewigheid. Nou wanneer jy gaan na Lukas 23 toe, Lukas 23 vanaf vers 39 tot 43, dan lees ons daar van die misdadigers dan ook, en ons lees wat Jesus dan ook vir die een sê. Hoor mooi, ek gaan na hele gedeelte lees. Dit sê, een van die misdadigers was daar gehang, en het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons sondes. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. En verder sê hy, Jesus, denk aan my, wanneer u in die koninkryk kom. En hoor mooi Jesus se antwoord. Hy sê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Vandag, na hy gesterf het, kom sê Jesus, daar is nie 'n rustydperk nie, daar is nie een of ander plek waarheen jy eers gaan nie, maar vandag nog, wanneer jy jou laaste asem uitblaas, gaan jy saam met my in die paradys wees. Ek kon hier eintlik die boodskap gestop het en gesê, dis eenvoudig, dit is daar. Maar ek gaan nog verse gebruik om dit mooi te verklaar en om dit deur te bring dat wanneer ons laaste asem uitblaas, is ons of in die doderyk, of ons is in die paradys saam met Jesus. Daar is nie 'n tussenweg nie, daar is nie nog 'n kans nie. En ek wil dit hier ook vandag kom sê op hierdie video, veral vir hulle wat dalk nie die hele video verder kyk nie. Aan hierdie kant van die graf is God genade. Hy is nog grace. Jy het nog 'n kans om jou lewe vir Jesus te gee. Maar aan die ander kant van die graf, dan is hy die regter. Ons lees van hom wat dan die mense sal oordeel. Ons lees van ons wat voor die regterstoel sal verskyn. So dan is die genade tydperk verby. Daar's nêrens in die woord van God, en ek wil dit duidelik kom maak, 'n tipe oorgang, 'n tweede kans, 'n rustydperk na jy dood is nie. Jy gaan of direk na hom toe, of direk doderyk toe. Nou ek wil hê, ons moet saam na Johannes 11 toe gaan. Johannes 11, vanaf vers 11 tot 14, dan lees ons van Jesus, wat hier van Lazarus praat, en dan praat hy van die slaap as dood. Nou, en ek gaan dit nou mooi verklaar, want is al klaar hier, waar mense sekere vrae het, en sal sê, maar sien,
dit is net slaap, jy rus, ensovoorts. Wanneer Jesus hier praat van Lazarus slaap, dan praat hy van die fisiese liggaam. Dis beeldspraak wat Jesus gebruik. En inteendeel, in daai tyd het die Jode ook gereeld gebruik om, as wanneer hulle praat van slaap, praat hulle dan van die liggaam wat as te ware slaap, eintlik dood is, maar hoekom slaap? Want daar gaan nog 'n fisiese opstanding kom. En dis hoekom hulle dan praat van slaap. Nou, voor ek myself vooruit gaan, kom ons lees Johannes 11 vanaf vers 11. Dit sê, hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap. En ek wil iets duidelik kom maak hier. Jesus praat, wanneer hulle praat in die Joodse milieu, in daai tyd ook, wanneer hulle praat van slaap, is dit die liggaam waarvan hulle praat. Hulle praat nie van die gees nie. En ons gaan dit nou wys dat die gees is direk by God, maar die liggaam slaap. En dis wat Jesus eintlik hier probeer sê. Hy sê nie dat Lazarus slaap in sy gees ook in die graf, of hy rus nie. Nee, Lazarus is reeds weg, maar die liggaam slaap, want daar gaan 'n opstanding kom. En dan sê hy hierso, maar ek gaan hom om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. En Jesus het van Lazarus se dood gepraat. En hier kom bevestig Jesus eintlik dan weer, luister, hy is dood. Ek noem dit net slaap, want dit is 'n beeldspraak vir die dood, en ek gaan hom opwek. Maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. En toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, omdat julle in my kan glo, maar kom ons gaan na hom toe. En dan ken julle verder ook, Jesus roep hom dan as te ware uit die dood uit op, ensovoorts. Nou, ek gaan nie vandag verder baie oor dit gesels, waarheen Lazarus is nie, want ons weet dat voordat Jesus gekruisig is, was hulle eers in die doderyk, en Jesus het die sleutels gaan haal van die doderyk, en die wat dan as te ware geglo het in Jesus, is dan saam met hom na die paradys toe daarna. En so, ek gaan nie vandag baie uitbrei oor dit nie, dit is 'n boodskap op 'n ander tyd. Maar wat ek wel wil kom sê is, dat hier praat die liggaam, of die slaap, praat dan as te ware van die liggaam en nie die gees nie. Ons moet dit nie die mekaar kry nie. En is hier waar baie mense dink, dat hy praat van geheel, die liggaam en die gees slaap, maar is nie waarvan gepraat word nie. Die liggaam slaap, maar die gees is dadelik in God se teenwoordigheid of in die doderyk. En ons gaan verder daarvan praat. Nou wat sê Paulus vir ons, wanneer ons kyk na die dood en die ewigheid? Wat sê Paulus vir ons? Nou, julle kan saam met my gaan na 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs 5. Nou in 2 Korintiërs 5 vers 6 tot 8 gaan ons lees. En dit sê, daarom is ons altyd volmoed. Ons weet, solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie. Want ons lewe deur geloof en nie deur te sien nie. Ons is volmoed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Hoor mooi, hy sê ek sal eerder die liggaam wil verlaat en dadelik by die Here gaan woon. Daar's nie 'n rustydperk nie, daar's nie 'n sielslaap nie, daar's nie 'n wagperiode nie. Nee, hy sê wanneer ons hier doodgaan, wanneer ons hier ons gees, ons liggaam verlaat, is ons dadelik by die Here. Hoor mooi wat sê hy verder. Hy sê maar of ons hier woon, die aarde, en of ons daar woon in die paradys, die hemel, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil. En dan praat hy van die regterstoel waarvoor ons gaan verskyn. So belangrik, Paulus kom sê nie, luister, ons moet eers bietjie wag nie. Hy sê nee, ek sien uit dat ek saam met Christus gaan wees. En ons gaan nou Filippense 1 vers 21 tot 23 dit lees. Maar wat ek wel hier wil insit is, in 'n ander vertaling, of die ouer vertaling, sê dit om aanwesig te wees van die liggaam, is om teenwoordig te wees by die Here. So afwesig by die liggaam, teenwoordig by die Here. Dit is dadelik, dis 'n oorgang wat dadelik gebeur, wanneer
jy jou laaste asem uitblaas, jy as te ware sterf, jou liggaam bly agter, jou gees gaan na die ewigheid toe, of na die paradys, of na die doderyk. Nou Filippense 1 vers 21 tot 23, dan sê dit ook, om te sterwe is vir my 'n wins. En dan het ek hier gesê, hoekom sê hy dit? Dit sal nie vir ons 'n wins wees, as ons hier sterf, maar ons gaan en ons is in 'n onbewuste realm of ons slaap, dis nie wins nie. Wins praat van, dis beter as wat ek gehad het. En so wanneer hy ook praat van 'n wins, dan praat hy, want ek is ewe skielik, in 'n oogwink, is ek by God, in sy teenwoordigheid, in sy vrede, in sy vreugde, ek is by hom. Dit sê hierso, ek verlang daarna, om heen te gaan, en met Christus te wees. Hy praat dadelik daarvan dat, luister, ek bly hier vir julle ontwil, maar ek verlang eintlik daarom om na Jesus toe te gaan, want wanneer ek hier my laaste asem uitblaas, wanneer ek hier sterf, is ek dadelik in my God se teenwoordigheid. Ek het hier gesê, nêrens sê hy, om te sterwe is om te wag nie. Nee, hy sê om te sterwe is om met Christus te wees, om met Christus te verenig, en dit is baie beter. Julle kan daai Filippense 1 vers 21 tot 23 dan lees, en ek gaan dit sommer nou lees, want ek wil niks mis nie, en ek wil ook nie ietsie sê wat ek sê nie, ek wil dit vanuit die woord uit inbring. Nou hoor mooi wat sê, hy sê, want om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my 'n wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid, wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in tweestryd, ek verlang daarna, om heen te gaan, en met Christus te wees, nie te wag nie, nie sielslaap te doen nie, nie in 'n onbewuste toestand te wees nie, want dit is verreweg die beste, maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. En so Paulus kom sê vir ons, luister, wanneer ek hier my laaste asem uitblaas, is ek dadelik in die teenwoordigheid van Jesus en is ek by hom. Nou kom ons staan net gou stil by waar kom die idee van siel slaap? Waar kom dit vandaan? Nou eerstens wil ek net sê, wat beteken dit? Dit praat van 'n onbewuste toestand van die siel. Met ander woorde, jy's eintlik in 'n slaapperiode. Jy weet van niks, jy het nie iets emosies wat jy beleef nie, absoluut niks. Dit is 'n onbewuste toestand. Nou, mense en selfs sekere Christene glo dat die siel in die graf slaap of bly, en by die wederkoms gaan daardie siel as te ware saam met die liggaam opstaan en saam met Jesus vir ewig wees. En ek gaan nou bewys dat in 1 Tessalonisense 4 praat Paulus van dit, maar hoe hy dit verduidelik, en wanneer jy gaan na die oorspronklike Grieks toe, hy praat weer eens van die liggaam. Ek wil hê wanneer hulle praat van die liggaam, moet jy verstaan, dis wanneer hulle praat van slaap. Hy praat nie van die gees nie. Die gees gaan dadelik na God toe, maar die liggaam noem hulle slaap, want dit is vir 'n tyd lank, en ek gaan hulle dit beter verduidelik, maar dit gaan wel dan opstaan. Ok, nou, in Prediker 9 vers 5, dis waar dit eintlik vandaan kom ook, lees ons, die wat lewe, weet hulle sal doodgaan, maar die dooies weet niks. En so in Prediker, dan sien ons, waar hy praat van die dooies weet niks nie, hulle weet nie eintlik hulle bestaan nie, hulle is vergete en vergane, maar ek wil kom sê dat Prediker is nie 'n boek wat geskryf is met die oog op die ewigheid en lewe na die dood nie. Inteendeel, dit is 'n wysheid literatuur. So Prediker skryf uit 'n menslike oogpunt wat met die liggaam en wat met die mens gebeur. Hy gaan dood, hy word weer stof en dis dit. En hy praat van daai oogpunt. Hy praat nie vanuit lewe na die dood, soos in die Nuwe Testament, soos in met Jesus se geval, en sekere boeke wat dan fokus op die ewigheid nie. Dis totaal en al nie waarvoor Prediker geskrywe is nie, dit is as 'n wysheid literatuur geskryf, en so hy kyk van 'n aards oogpunt van dit af, hy kyk van 'n menslike oogpunt van die dood af, en hy sien dit dan as te ware van iemand wat lewe, en iemand wat dood is dan net dood
hy is dan niks. Hy praat nie verder van ewigheid nie. En so kan ons nie weer eens 'n vers uit konteks uithaal nie. Ek wil dit kom sê. Baie van hierdie goed, en dis kom ek dit probeer inkleer vandag, haal ons uit konteks uit. Ons vat 'n versie en ons skep 'n hele ideologie, 'n teologie of wat ook al dit is van 'n versie. Ons kan dit nie doen nie. En daarom moet ons gaan kyk na Prediker, die skrywer, die konteks, die milieu, en dit is glad nie sy bedoeling om enigsins uit te brei oor die ewigheid of die lewe na die dood nie. Dis 'n wysheid literatuur en hy skryf van 'n menslike oogpunt dat as iemand sterf, dan vir jou is dit asof dit verby is. Hulle is nie hier nie en hulle liggaam keer terug na stof toe en hulle is vergete en vergane. Okay, so dit is eintlik uit dit uit. So ons kan nie daai vers regtig gebruik wanneer ons wil praat oor sielslaap of enigiets nie, en daarom is sielslaap nie 'n werklikheid of Bybel gefondeer nie. Ek wil dit kom sê vandag. Daar is nie verse wat dit kan goedkeur nie. Nou, die opstanding uit die dood bly belangrik en 'n sentrale punt vir elke kind van God. En ons gaan nou soontoe gaan en daarop fokus. Nou julle kan saam met my gaan na 1 Tessalonisense en ons gaan kyk na hoofstuk 4 vanaf vers 13 tot 17. Nou kom ons lees dit saam en ek gaan ook hier 'n gedeelte uit die oorspronklike Grieks of die ou vertaling selfs lees, want die nuwe vertaling het die woorde so bietjie gedraai en dit kan ook maak dat ons deur mekaar is. Okay. Nou hoor mooi, ek gaan hier die hele gedeelte lees vanaf vers 13 tot 17, 1 Tessalonisense 4. Dit sê ons wil hê broers dat julle nie onkundig, hoor mooi wat Paulus sê, ek wil nie hê julle moet onkundig wees oor hierdie goed nie. Hy sê, maar moet wees oor wat met die ontslapenis. Met ander woorde, hy noem dit ontslapenis, want die liggaam slaap, maar die gees is reeds by God. So hy kom sê eintlik, ons kan net sowel het gesê, ons wil nie hê broers dat julle nie onkundig moet wees oor wat met hulle wat gesterf het gaan gebeur nie. Ons kan net sowel so gesê het, maar hy praat spesifiek van die ontslapenis, want die liggaam slaap, maar die gees is nog wakker en by God. Dan sal julle ook nie treur soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis, met ander woorde, hulle wat geglo het in God en wat nou by hom is, wat in hom geglo het, saam met hom sal bring. Nou die Nuwe Testament of my vertaling sê na hom toe sal neem. Dit is nie heeltemal korrek gesê nie. Wanneer ons gaan na die New King James en die Grieks, dan lees hy die volgende. Hy sê net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, saam met hom sal bring. En hy praat hier van die wederkoms. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here sal die ontslapenis, die wat reeds dood is, die wat reeds gesterf het, hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Okay? Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Met ander woorde, Paulus kom sê, luister, ek wil nie julle moet onkundig wees oor dit nie, dis eintlik eenvoudig. Okay? Wanneer Jesus Christus kom, bring hy die wat reeds gesterf het en in hom geglo het, saam met hom, hulle geesmens, hulle sielsmens, bring hy saam met hulle. En dan in 'n oogwink gaan hulle verheerlikte liggame ontvang, en ons wat hier op aarde is, gaan in 'n oogwink verander word. Ons gaan nie sterf nie, ons gaan in 'n oogwink verander word, en ons verheerlikte liggaam kry, en saam met hulle wat voor die tyd al dood was, wat gesterf het, wat lewend is saam met Christus wat gekom het, gaan dan almal saam met die Here, na hom toe, en vir ewig saam met hom wees. So, nêrens sê dit, dat hulle wat gesterf het, slaap in die graf, of bly in die graf, en niks van die aard nie. Dit sê inteendeel, dat Jesus kom saam met daai
kinders wat in hom geglo het, wat saam met hom is in die paradys, hy bring hulle saam. En dan die wat op die aarde is dan hier, en hulle sal nie sterf nie, hulle gaan 'n oogwink, 'n nuwe verheerlikte liggaam kry, en saam gaan ons almal saam by die Here wees. En so as te ware vir hulle wat saam met Christus kom, word verenig met 'n verheerlikte liggaam. God gaan vir hulle 'n nuwe liggaam gee. En ek gaan nou stil staan by God skep dit. OK, so kom ons gaan oor na 1 Korintiërs 15 toe. Ek wil dit net gou mooi verklaar ook, wat sê Paulus verder. In 1 Korintiërs 15, dan lees ons vanaf vers 35 tot en met eintlik 55 als. En ek het hier gesê, die verheerlikte liggame kom by die wederkoms. Hoor mooi wat sê hy vanaf vers 50 tot en met vers 55. Hy sê, wat bedoel ek, broers? Is dit vlees, bloed en vlees kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie. Hy praat van hulle wat hier op aarde nog is, terwyl Jesus Christus saam met die ander afkom aarde toe, is die wat hier op aarde is, gaan nie sterf nie, maar hulle gaan 'n oomblik bekleed word met 'n onverganklike verheerlikte liggaam. Hy sê, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hy praat hierso van weer eens, die onverganklikes sal opgewek word, met ander woorde, die wat saam met Christus kom, gaan 'n onverganklike verheerlikte liggaam kry. En so die liggaam, 'n nuwe liggaam, word vir hulle gegee, en dis waarvan hy praat, van hulle gaan opgewek word. Hulle slaap nie in die graf, en nie skielik gaan hulle gees weer lewend gemaak word nie. Hulle is nog die heeltyd by Christus. Hulle kom af om hulle 'n verheerlikte liggaam te kry. Vir hulle wat op aarde klaar is, word bekleed in 'n oomblik met 'n verheerlikte liggaam. Ek wil hê julle moet dit so verstaan. Nou wanneer ons gaan en ons lees daai hele hoofstuk van die opstandingsliggaam, dan praat Paulus van, luister, ons saai hierdie liggaam. En net soos ons 'n saad sal saai en dit kom op as iets anders soos koring of wat ook al, so saai ons fisiese liggame vir die aarde terug. Dit keer terug na stof toe, dit ontbind naderhand ensovoorts, en God gee ons dan absoluut 'n verheerlikte liggaam deur sy skepingskrag. So hy kom nie en hy rekonstrueer jou ou liggaam en hy sit hom weer aan mekaar en nou is dit jou liggaam wat vir ewig saam met hom gaan wees nie. Hy kom en hy skep 'n totale nuwe liggaam van uit stof of niks uit nie. Want onthou, almal ontbind. Mense keer terug na stof toe. En daarom het ek hier gesê en die vraag ingesit, want mense het dit al vir my gevra, maar Andrew, wat gebeur met hulle wat veras word? En nou word hulle as op die see gestrooi, en iemand is dalk deur 'n tragedie en 'n motorongeluk, en ek gaan dit nou maar hier sê, hy's in stukke. Wat gebeur met sulke mense? Nou niks is onmoontlik by God nie, en so God kom met sy skepende krag en hy gee jou 'n hele nuwe verheerlikte liggaam. Want iemand wat ook 500 jaar terug oorlede is daar niks meer van oor nie. Hulle keer terug na stof toe. In Genesis 3 vers 17 sê dit vir ons, uit stof is jy gemaak en na stof sal jy terugkeer. Wanneer ons gaan na Prediker 12 vers 7, dan sê hy dieselfde, hy sê, jou liggaam word stof, maar jou gees keer terug na die Here toe. En so belangrik, dat wanneer ons praat van verassing, of hoe 'n persoon dood is, luister, God gaan nie daai liggaam rekonstrueer, en daai liggaam opwek nie. Hy gaan vir jou 'n hele nuwe liggaam gee, 'n verheerlikte liggaam. En ek wil net kom sê, 'n stok in die speek ook is, wanneer ons kyk na die disippels, dan kon die disippels selfs Jesus ook nie heeltemal herken nie, want hy het 'n verheerlikte liggaam gehad. En so wil ek kom sê, dat God in sy almag gaan vir ons almal bekleed met 'n verheerlikte liggaam, want hierdie vlees en bloed, soos Paulus sê,
kan nie die ewigheid ingaan nie. So vir hulle wat nog steeds lewe, gaan hulle oomblik 'n verheerlikte liggaam kry, wat vir ewigheid saam met God kan woon. Vir hulle wat gesterf het, wat reeds by Jesus is, Jesus bring hulle saam af, aarde toe, hy gee vir hulle 'n verheerlikte liggaam, en hulle saam met die wat nog lewe, gaan Jesus Christus in die lig tegemoet, en ons sal vir altyd saam met hom wees. Nou ek het hier gesê, God skep iets nuuts uit wat verdwyn het. In 1 Korintiërs 15 vers 37 tot 38 lees ons daarvan. Hy sê hierso, en wat jy saai, saai jy nie in die toekomstige gestalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, en of dit nou koring is of iets anders, maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het, aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. En dan praat hy van die mens ook. En dan sê hy, daar is hemelliggame en daar is aardse liggame, en die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. En so praat hy dan ook, en hy sê op die einde, 'n natuurlike liggaam word gesaai terug aarde toe, maar 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam, en God bepaal hoe dit gaan wees of lyk. Dis wat hy daar probeer sê. En so, want mense het dieselfde vraag 10 en 1 daai tyd gehad oor, maar hoe werk dit as jy veras is, as jy verbrand het, as jy in 'n motorongeluk is, as jy in 'n tragedie beland het, en jou liggaam is nie meer in een nie? Nee, God gaan jou verheerlikte liggaam gee, en hy gaan dit self skep. Hy is God almagtig. OK, nou, Filippense 3 vers 21 het ek gesê, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. En so ook kry ons die voorbeeld dat ons gaan 'n verheerlikte liggaam hê wat God self gaan skep. En selfs in Jesus se verheerlikte liggaam is hy vir ons die voorbeeld. En daarom het ek gesê dat die disippels het gewonder ook, is dit Jesus, want hy het so geskyn met sy glans. En dis wat Paulus hier kom sê. Jou verheerlikte liggaam gaan perfek wees, gaan mooi wees, en dit gaan dalk selfs onherkenbaar wees vir van die mense, ek wil amper gesê, vir jouself, want dit gaan so goed, so mooi en uitstekend wees, want God, wat almagtig is, kan so iets doen. En so bid ek dat dit julle so bietjie help, en so bietjie geruststel, dat eerstens, daar is nie so iets soos 'n sielsslaap nie. Jy is dood en jou liggaam rus of slaap, jou liggaam, nie jou gees nie. Jou gees is dadelik by Jesus of in die doderyk. Jou liggaam slaap, want God sal weer uit stof uit of uit niks uit vir jou 'n nuwe liggaam skep by sy wederkoms. Maar jy is klaar reeds by hom. Nou, 'n samevatting van wat ek gesê het. Ek het hier gesê, Jesus kom neer met 'n geroep en 'n bassein. Nommer 2, die ontslapenes, hulle wat reeds gesterf het in Christus, kom saam met hom in hul geesmens terug saam met Jesus. Hulle liggame word opgewek met 'n verheerlikte liggaam en verenig met hul gees, en die wat hier op aarde is, word beklee in 'n oomblik met 'n verheerlikte liggaam. Die lewendes, soos ek hier gesê het, wat op aarde nog is, word in 'n oogwink verander en ook dan 'n verheerlikte liggaam gegee. Almal word saam dan weggevoer om die Here in die lig te ontmoet. En so sal ons altyd met ons verheerlikte liggame, onverganklike liggame, by die Here wees. Ek hoop ek verduidelik dit so goed as wat ek kan, maar mag ons weet, wanneer ons laaste asem nie uitblaas, is ons dadelik by die Here of dadelik in die doderyk. En daar is nie so iets soos daar's 'n oorgangstydperk, 'n rusperiode, 'n siel slaap nie, maar ons is dadelik by die Here. By die wederkoms bring hy die gelowiges wat in hom geglo het en wat reeds by hom is saam met hom, om die wat nog op aarde is te kom haal. En almal kry dan 'n verheerlikte liggaam wat tot in alle ewigheid saam met Jesus dan sal wees. So ek wil graag vir elkeen van julle bid, dat die Here jou sal rustig maak as jy gewonder het dalk oor dit,
en veral vir geliefdes wat dalk veras is, wat dalk in 'n tragedie, in 'n ongeluk of iets oorlede is en liggaamsdele is nie gevind nie ensovoorts, wil ek jou kom geruststel, God met sy skepingskrag gaan 'n nuwe verheerlikte liggaam vir elkeen gee en skep. So, kom ek bid vir julle en ek gaan ook bid dat ons regtig ook die woord sal sien in sy eenvoud. Daar's soveel uitleggings, daar's soveel ouens wat 'n veranderende opinie het oor alles, maar mag ons stil staan by die woord en mag ons dit sien in sy eenvoud, dat God gee ons hier op aarde in ons liggame daai kans om vir hom te lewe. En wanneer ons hier ons laaste asem uitblaas, is ons vir ewig saam met hom of vir ewig in die duisternis. En mag jy daai keuse maak vandag om Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker te kies. Mag hy die koning wees van jou lewe en mag jy hom lief hê met jou hele hart, siel en gees. So kom ons bid saam. En Vader, ek kom bid vir elkeen wat luister na die video. Mag hulle verstaan wat gebeur, mag hulle nie die mekaar wees nie, mag hulle nie confused wees nie, maar Here, mag hulle weet en gerusstellend weet, Here, dat wanneer hulle as kind van God hier sterf, hulle laaste asem uitblaas, dat die liggaam wel terugkeer na stof toe, maar hulle gees is dadelik by U. En so Vader, ek kom bid, dat niemand ons sal oorreed wat nie in die woord staan nie, dat ons nie allerhande van die goed of snaakse goed sal glo nie, maar Here, dat ons sal stil staan by die woord van God. Here, ek kom bid ook vir elkeen vandag, wat opnuut sy hart vir U wil gee, dat hulle vandag daai keuse sal maak om U te volg, wetende, Here, aan die kant van die graf is U nog genade, maar aan die ander kant is U die regter. So mag ons daai keuse vandag maak, mag ons voluit vir U lewe, en mag ons weet, Here, dat U is almagtig en kragtig, en dat ons sal tot in alle ewigheid saam met U woon, in ons verheerlikte liggame, saam met U wees, in Jesus se naam. Amen. Mag julle 'n wonderlike week hê, lewe voluit vir die Here, en blessings vir elkeen van julle.